Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons gaan vandag weer in die woord inkyk om Jesus Christus daarin raak te sien, van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament, en ons lewens met hom te belyn, sodat ons meer soos hy kan lyk en sal wees wie ons veronderstel is om te wees. Vandag is ons by Genesis hoofstuk 12 en die vers wat vir my uitstaan, Genesis 12 vers 2 en 3, en die tema is seën. Ek lees vir jou. Ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou seën sodat jy geëerd sal wees en verander tot 'n seën sal wees. Ek sal die seën wat jou seën en die wat jou vervloek sal ek vervloek. In jou sal al die mense op die aarde geseën word. So hierdie is die tweede belofte wat God maak, wat vir ons opgeteken is in die woord, naas Genesis 3 vers 15 waarna ons al gekyk het, dat hy besig is om sy plan van redding en van herstel uit te voer. Hier is die eerste belofte wat God aan Abraham dan nou maak, nog voordat hy 'n verbond met Abraham sluit, nog voordat Abraham se naam na Abraham toe verander, en die belofte en die verbond wat hy met Abraham sluit, is dat Abraham, of in Abraham en deur Abraham se nageslag, sal alle mense van die aarde seën beleef. God se seën beleef, God se shalom, sy heelheid weer beleef. Nou, volgens Paulus in Galasiërs 3 vers 16, wat dan terugverwys na hierdie gedeelte toe, verwys hierdie na Jesus. In en deur Jesus, die saad van Abraham, enkelvoud, wat hier gebruik word, baie interessant, sal al die nasies God se guns en se seën beleef. Dit is in en deur Jesus wat sou kom vanuit Abraham se nageslag, dat al die nasies, alle mense, weer die seën van God sal beleef. Dit is waarmee God besig is, of was reg deur die geskiedenis. Reg deur die Ou Testament is dit die goue draad, wat opbou na Jesus se koms toe. Nou, ek is natuurlik ingesluit by hierdie belofte wat God aan Abraham maak. Ek is geseënd vandag omdat ek in Christus is. Die vloek is verwyder, die vloek van sonde is verwyder, die vloek van die wet wat later gekom het. Ek is nie 'n vervloekte nie. Soos wat Paulus later ook sou uitwys, hierdie belofte is gemaak ongeveer 430 jaar voor die wet gemaak is. Die wet was 'n tydelike invoegsel gewees in die groter plan van God totdat Jesus sou kom. Nou leef ek in Christus as 'n geseënde. God het dit beloof en Christus is die ja en die amen op daardie belofte. En ek is die erfgenaam daarvan. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat ek 'n geseënde is. Ek wandel in die seën en nie in die vloek nie. Mag dit vandag in my lewe 'n realiteit wees. In Jesus naam, amen. Dankie dat jy vandag saam deel van hierdie reis was. Mag die Here jou seën. Deel hierdie met iemand wat dit moet hoor. Hulle is 'n geseënde in Christus. Tot 'n volgende keer.